Onse Vader wat in die hemel is. Here, dit is 'n voorreg om U te kan wees. Dit is 'n voorreg om U te dien. Dit is 'n voorreg om U ons God te noem. Ons aanbid U. Wees nou met ons. Wees met my. Wat ek U woord deel, Here. 'n te groot verantwoordelikheid vir my om vanoggend te deel van die almagtige God. Here, laat U woorde spreek en nie my eie nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Dit is baie lekker om julle te sien, weet bietjie by Philadelphia te wees. Ek is 'n bietjie skaars deesdae, jammer daaroor. Maar ek is nogal bietjie besig. En dan daarso het ons lekker kampe en ek gaan ook gereeld Nylstroom kerk toe en ek al 'n keer of wat daar gepreek en dis 'n seëning, is regtig 'n seëning. Ek het baie toestelle vir oggend, ek weet nou nie wat se een ek gaan gebruik nie, ek wil kyk, maar ek dink hierdie ene gaan vir my werk. Hang maar af van die lig. Ek het 'n boodskap wat ek julle moet bring wat gaan oor twee broers. Hierdie boodskap ken julle seker teen nou al, teksvers Genesis 32 vers 25. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Nou hierdie hele begin waar Jakob met God geworstel het, begin 'n rukkie terug. Vanoggend gaan ek weer die verhaal van Jakob met julle deel. En baie van julle sê seker of dink, hoe baie het ons nou al hierdie verhaal van Jakob gehoor. Maar die Here het dit op my hart gesit om dit met julle te deel. Ek het as 'n jong, ek dink ek was 3 jaar, nee ek was nie 3 jaar, ek was standaard 3, ekskuus. Standaard 3, ek swem saam met my broer, my ouer broer is 5 jaar ouer as ek. Ek swem saam met hom in die swembad, en my klein boetie is ook daar, hy is 3 jaar jonger as ek. En ek is hierso op hierdie, amper soos 'n klein surfboard. En ek probeer heeltyd op hierdie surfboard in die water staan, en ek probeer my balans hou. Maar ek maak my broer verskriklik kwaad, want ek hou nie my balans nie. Dan skiet hierdie bord uit, en het skiet na sy rigting toe. En hy sê, as hierdie bord my gaan tref, nee, dan het jy vandag moeilikheid. Ek luister nie na hom nie, en ek hou aan, en ek hou aan, en ek hou aan, dis maar hoe ek was, en daar skiet hy, maar hy skiet hom hier agter teen die kop. Hy was besig met my klein boetie, wat daai tyd nou nog 'n bietjie klein was. En ek kon sien toe daai bord my broer tref. Toe is dit verby. Ek het hom nog nooit so kwaad gesien. Hy het sulke blou oë, dit het so geflits. Ek het geweet, ek is nou in die moeilikheid. Ek hardloop uit die swembad uit. Ek is om die swembad, maar hy hou nie op nie. Hy bly net kom vir my. En hy het my amper daar beet en ek hardloop weer om. En hy's baie langer as ek. En ons is daar by die gras en hy kry my. En net soos hy my so wil gryp, toe sien ek, hier is my kans, sy 2 hande is op en ek sê kaboom. En ek slat hom op die neus. Hy kon niks doen daarna, sy oë het getraan, hy is daar weg, my ma het hom dokter toe. Nou is ek bekommerd as hy gaan terugkom, wat gaan gebeur? En hy het gelukkig teruggekom en hy was nie kwaad nie. Maar my arme broer, wat 5 jaar ouer as ek is, hy was toe, wat standaard 8 of standaard 7, ek kan nie onthou. Hy moes toe vir almal by die skool sê, sy boetie het sy neus gebreek. Ek was trots daarop, maar ek is nie vandag trots daarop nie. As ek nie vir jou jammer gesê het nie, ek is jammer my boetie. Jakob word gebore met Isak se hak, ag nee Isak nie, ekskuus. Jakob word gebore met Esau se hak in sy hand. Die engel van die Here het vir Rebekka gesê dat
die jongste sal die oudste heers. En as ons gaan kyk na hierdie verhaal kortliks, wil ek gou vir ons lees Genesis 25 vanaf vers 23. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees en dan 'n paar gedeeltes deel. En die Here het haar geantwoord: 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal vir mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geel en al soos 'n mantel van hare. En daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. Nou die woord sê ook vir ons verder af in vers 28. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jakob lief gehad. Nou, Esau, ek noem hom Esau, verskoon my daarvoor, maar dit is maar hoe ek maar om sy naam noem. Hy was 'n mansman, en hy was 'n ou waarvan die manne gehou het. Hy is die ou wat uitgaan op die cruiser en hy gaan skiet die bokke. Hy is die ou waarvan almal hou. En hy's 'n tawwe man. En sy pa hou baie van hom. Daai tyd was dit ook baie belangrik, die eersgeborene. En op 'n dag, terwyl hy nou gaan jag, is hy onsuksesvol na sy jag. En intussen is daar hierdie ding wat in hierdie huis gebeur, tussen die pa en die ma en die broers. Die pa is vir sy eersgeborene, en die ma weet wat die belofte is vir die ene wat tweedegebore is, vir Jakob. En daar is heeltyd hierdie twis. Nou Jakob het heeltyd hierdie idee, en hy's baie meer geestelik, en hierdie beloftes wat aan sy oupa gegee is, en aan sy pa, hy voel jy weet, en dit kom hom toe. Maar tog sit hy met hierdie ding wat sy pa eintlik daarmee vashak. En hy kom toe na 'n onsuksesvolle jag terug, weet nie hoe lank nie, hoeveel dae, baie moeg, baie honger. En hier kry hy vir Jakob wat besig is om rooi lensies gaar te maak. Ryk lekker. En hy vra vir sy broer of hy 'n bietjie kan kry, en sy broer sê vir hom, Jakob sê vir hom, gee is jou eerste geboorte reg aan my. En Esau maak nie eintlik veel daarvan nie, en hy dink, okay. En maar Jakob maak hom attent daarop, asseblief, jy moet nou fokus hierso. Jy moet dit vir my gee, jy moet ernstig wees hieroor. En hy sê, whatever, wat ook al, ek gee dit vir jou, gee my net iets om te eet asseblief. Nou, dit is baie moeilik om nou te wonder aan die einde van die verhaal, toe Esau nou kwaad geword het, hoekom, toe hy nou nie geseën was nie, ons sal daarby uitkom. Maar as ons nou kyk hierso, dan het hy nie eintlik omgegee daaroor nie. Laat dit gaan. Hy het sommer net hierna, dit is vir hom sommer gevoel dat al sy verantwoordelikhede is van sy skouers af. Nou dat sy verantwoordelikhede van sy skouers af is, het hy sommer vir hom 2 heiden vroue gaan kry. So, dis nie asof hy dit eintlik wou hê nie. Maar die vraag is, hoekom tree hy so op, of wat doen hy, en doen ons nie dalk dieselfde nie? As ons gaan kyk, wat doen hy hierso? Hy doen 'n korttermyn ding, 'n ding vir genot vir nou, ten spyte van wat kan kom. En doen ons nie dalk baie keer ook dieselfde nie? Ons moet versigtig wees dat ons net leef vir die nou. Miskien daai ietsie lekker om te eet net nou. Volgende keer vergeet jy wat jy geëet het gister en ook weer net vir nou. Of om nie te oefen nie. As ons nie oefen nie, dan
kan ons depressief word of net gaan stap, buite lewe. Ons dink nie nou wat in die toekoms nie. Ongelukkig het ek my pa wat in 'n versorgingseenheid is en jy weet, 'n mens sien die dinge voor jou oë en is so belangrik om na 'n mens te kyk, maar ons fokus nie op die groter prentjie nie, is altyd die nou en ons moet pas op vir daai eie ek wat kan inkom. Te min tyd met die Here en te veel tyd in die wêreld is ook 'n baie gevaarlike plek waar ons kan wees en daai lys gaan aan. In Genesis 27 kom ons op 'n hele gedeelte af waar hierdie seëning nou plaasvind, wat eintlik vir Isak wil vir Esau seën. En ek gaan net vir ons 'n stukkie lees en dan gaan ek die res net aangaan in die storie verder te verduidelik. Toe Isak oud geword het en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun. En hy het hom geantwoord, hier is ek. Toe sê hy, kyk tog, ek het oud geword en weet dat ek weet die dag van my dood nie. Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, klaar soos ek dit graag wil hê. En bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterwe. Rebekka het geluister, terwyl Isak met sy seun Esau spreek. En Esau het die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring. Toe het Rebekka met haar seun Jakob gespreek, kyk, ek het jou vader met jou broer Esau hoor spreek en sê, bring vir my 'n stuk wild en maak vir my lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seën voor die aangesig van die Here voor my dood. My seun, luister dan nou na my, na wat ek jou beveel. Loop nou na die kleinvee en gaan haal vir jou daar 2 mooi bokkies, dat ek jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak, soos hy dit graag wil hê. Toe sê Jakob vir sy moeder Rebekka, kyk, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man. Miskien sal my vader my betas en ek sal in sy oë wees soos 'n spotter. So sou ek dan 'n vloek oor my bring en nie 'n seën nie. Maar sy moeder antwoord, laat jou vloek op my wees, my seun. Luister net na my en gaan haal dit vir my. En so het hy gedoen, hy het geluister na sy ma. Fout. Groot fout. Hy gaan, sy ma maak die potjies, hy weet hoe sy pa daarvan hou. Sy gee vir hom ook, hy twyfel, hy wil eintlik dit nie doen nie, want hy weet, wat gaan sy pa gaan hom ons weet, hy is nie Esau nie, sy pa is blind, maar, en sy kom met hierdie plan van, die bok se hare op sy arms, trek Esau se klere aan, die boetjie wat proes, asof Esau dit gaar gemaak het, en so gaan hierdie hele gedoente aan. En hy kom voor sy pa, nou met hierdie kos, nou weet hy, en hy sê, pa, en die pa roep en sê, ja, hy sê, ek is Esau. Nou sy pa het getwyfel daar, want dit klink nie soos Esau nie, klink soos Jakob. Maar, soos dit aangaan, het sy pa se twyfel weggegaan, want hoe gaan sy seun hom nou so bedrieg of voer so, dit mos nou nie moontlik nie. En hy bring die boetjie voor hom, sy pa vat in die arms, voel is harig, ryk die baadjie, en hy eet sy wildsboetjie, en daarmee seën hy vir Jakob. Net toe dit klaar was, kom Esau terug. Jy weet, nou wonder ek, wat het deur Jakob se gedagtes klaar daar gegaan, is nou klaar gedoen,
Ek meen, tog sou hierdie 'n werklikheid gewees het dat Esau terugkom. En wat nou? En hy's daar uit, en hy kruip weg. En Esau kom voor sy pa, en sy pa geskok sê, maar ek het jou dan nou net klaar geseën. Sy pa kom agter, hy was bedrieg, en hy kom agter wat gebeur het. En Rebekka sê vir Jakob, jy beter wegkom. Jou broer gaan vir jou bymekaar maak. En so doen hy vlug. Sy ma sê vir hom, gaan na Laban toe, Laban, my broer, en vlug, gaan na hom toe, hulle sal na jou kyk. Hy vlug, hy's in die wildernis in, alleen. Terwyl hy so deur die plek gaan, dink hy, sy broer was eintlik die regte ou om hierdie te doen. Sy broer is goed met hierdie, hy kan oorleef hier buite. Hy was nie so goed met dit nie. Hy was meer in die huis. En hierdie angs en goed haal hom in en dit val hom aan. En hy kan dit nie meer hou nie. En hy val neer. En hy voel hy is nie waardig om te bid nie. Maar daar kom 'n stadium wat hy net voel hy moet bid. Hy moet. En die Here gee vir hom 'n droom daai aand terwyl hy slaap. Die droom is van die engele wat by die leer op en af gaan. En hy sien die hele getuienis en die hele van Jesus se verlossingsplan. En sy seun word ook beaam. Nou die vraag is, hoe word iemand se seun net daarna beaam, of hy het sy pa bedrieg, hy het gejok, en nou het hy tot vergifnis vir God gevra, maar sy seun is half nog in plek. Moeilike konsepte partykeer om te verstaan in die woord. En hy kom by daai waterput aan, honderde kilos ver. Jou pad was hy baie bang vir al die heidene en so aan. Hy kom by daai waterput aan, sy oupa Abraham het sy dienaar gestuur soontoe. Dis waar die dienaar vir Rebekka gekry het, sy ma. Hier is hy by dieselfde plek, hier sien hy 'n mooi dame met die naam van Rachel. Hy ontmoet haar, en hy word sommer verlief van first sight. Maar hy kom daar aan so arm soos 'n kerkmeis, hy het niks, hy het 'n stok, dis al wat hy het. Hy kan haar nie trou nie, hy kan haar nie met haar wees nie. So hy kom ooreen dat hy vir sy oom sal werk, en as hy 7 jaar lank vir sy oom werk, dan sal sy oom haar vir hom gee, dit was die belofte. Hy kom en hy werk hy 7 jaar lank, en hy 7 jaar vlieg verby. Kan nie wag nie. En alles wat hy doen gaan goed. En na 7 jaar breek daai aand aan. Is nou, hy kan nie wag nie, hy trou. Hy trou met hierdie vrou vir wie hy so lief is. Hy kan nie wag nie. En dit gebeur in sy tent, en daai tyd is nie elektrisiteit nie, en hulle is daar by die tent in, en daar was 'n plan waarvan hy nie geweet het nie. Sy Laban, sy oom, sit Lea, die oudste dogter, in die tent, en daar trou hy die verkeerde vrou. Toe hy dit uitvind, was hy so kwaad. En hy kyk, en hy sê vir Laban, hy wil niks te doen hê met hierdie Lea meisie nie, dit is, hy wou vir Rachel trou. Hy sê vir hom toe, wel, jy moet die oudste trou, dis die reëls. Hy sê, maar dis nie wat ons ooreengekom het nie. Hy sê, ek gee nie om wat ons ooreengekom het nie. Jy moes met my oudste trou. Maar ek sal nog steeds vir jou Rachel gee, maar jy moet getroud bly met Lea, en jy moet nog 7 jaar vir my werk. Hy voel bedrieg. Tot sy gedagtes kom, wie het hy bedrieg? Hy het sy pa bedrieg. Hoe seer het hy sy pa gemaak, toe sy pa moes uitvind, my eie kind
omdat ek nie kan sien nie, het my bedrieg en vir my gejok. Nou kom dit terug na hom toe. Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hier kom Jakob ook agter, God het hom vergewe toe hy op sy knieë gaan en hy bid daar in die wildernis toe hy so bang was. Hy vra vir vergifnis. God het vergewe, maar die gevolge is nie weg nie. En die gevolge gaan nog aanhou. Na 7 jaar kry hy vir Rachel uiteindelik. Maar daar's nog baie dinge wat gebeur. Sy oom is maar net heeltemal onregverdig. Tot so ver dat hy weer vlug. Hy vat sy hele gesin, al sy diere en daar is hy weg. Nou het hy die oom wat hom ook nog agterna sit. En hy weet die rigting waartoe hy gaan hy terug na sy broer toe, wie hy so vrees. En hy weet hy het 'n groot onreg gedoen aan sy broer. En hy kom net op 'n plek wat hy opgee. Sy kinders en sy vrouens loop saam met hom, en hy kom by 'n plek, en hy sê net vir hulle, gaan aan. En hy val op sy knieë daar, moeg. En in hierdie toestand kom daar 'n man wat met hom stoei, worstel. Hoe vreemd is dit? Maar hy stoei terug. En soos hy stoei, besef hy, die engel van die Here stoei met hom. En hier kom ons op die teksvers, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, dis hy met 'n voorletter, so hy wie Jesus is, kan Jakob nie oorwin met 'n stoei nie. Slaan hy hom op sy hebbeen, dis eintlik verkeerd, die King James sê touch. Raak hom aan sy hebbeen, en Jakob se hebbeen is uit lid uit. En die engel kon nie wen nie, Here kon nie wen nie, hoe is dit moontlik? Dis dieselfde wanneer ons as 'n pa met 'n seentjie op die gras gaan stoei. Die pa laat toe dat daai seentjie bietjie oorhand kry en dat die tyd verbygaan. Is nie die pa wat net gou gaan kom en stoei en woef woef, dra hom in 'n bolletjie, druk hom daar vas, jy het verloor my seun. Nee, die pa is besig om met die seun te werk, lewensles te wys, liefde te wys, verhouding te wys. En totdat daar op 'n plek kom wat hy sien, Jakob net nie ophou nie, en hy raak hom net aan sy hebbeen, en daar is 'n groot eina. Nou, as ons gaan kyk, hier het Jakob eintlik finaal en al besef dat hy moet oorhandig aan God. Hy het voorheen nie. Hy het saam met sy ma wat hom geïnstigate het om dit te doen, het hy gekom en die plan beraam. Ongeag van wat God gesê het. God het klaar gesê. Maar die geloof is te min. Nou, omdat die geloof te min is, nou is daar nie vertroue in God nie. Nou daar nie vertroue in God is nie, gebeur sonde. Nou dat sonde gebeur die gevolge van sonde. En die gevolge van sonde het nog gevolge en gevolge en gevolge. Hosea 12 vers 4. Die Here het ook 'n twis met Juda, en hy sal oor Jakob besoeking doen, volgens sy weë, om vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek. By Bethel het hy hom gevind, en daar het hy met ons gespreek. En Here God van die leerskare, Here is sy gedenknaam.
en jy, tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde en reg, en hoop gedurig deur op jou God. Hy het agtergekom, God is alles en hy kan niks sonder hom doen nie. Alhoewel God hom geseën het op sy pad. God het hom geseën by Laban, God het hom geseën oral waar hy gegaan het, maar hy het nog steeds hierdie goed wat hom gepla het en hy het hierdie verskriklike angs gehad, waar hy sy broer nou tegemoet gaan kom met 400 man. Hierdie worsteling met God breek hom, en hy besef, hy kan dit nie uit sy eie krag uit doen nie. Alhoewel hy die hele aand probeer het. En net toe die Here ting, raak, is sy been uit lid uit. Die Here het toegelaat, dat hulle so lank stoei. En toe hy daar klaar was, toe het hy hierdie vrede. Ek weet nie of julle al hierdie vrede beleef het nie. Julle moet, as julle hier sit, moet julle. Dis vrede wat van God afkom. En ons ontvang dit veral wanneer ons daar uitkom, is daar so gevoel op 'n mens, wat 'n mens net voel. En dis wat hy hier voel. Hy voel net daai, die Here gaan die pad oopmaak. Die Here gaan seker maak dat wat ook al Esau gaan doen, ek vertrou dit, ek gee dit oor aan die Here. En ons ken die stories, is verder, hy ontmoet vir Esau en Esau omhels hom, was nie probleme nie. Alles vir niks gewonder, maar ongelukkig in hierdie tyd is daar in daai worsteling waarmee hy gesukkel het, al die jare wat hy voor gewerk het hy 'n worsteling gehad, totdat hy eendag besluit het genoeg, en hy daai worsteling finaal weggesit, sy eie ek, sy eie self. Ek het ook 'n worsteling gehad met die Here 'n rukkie terug. Dit was net vir my dat gevoel het dat ek het gebid, dinge het gebeur. Die uitkoms daarvan was selfs 'n getuienis. En hoekom het die Here van plan verander? Ek het gebid, ek weet nie van die van julle wat dit al gehoor het nie, ek dink daar's 'n paar dalk, maar ek het gebid vir 'n boorgat op die plaas, en die plaas, daar's 2 stukke, en hier is die boonste stuk, baie rotsagtig. En die bure het nie water nie, daar's geen water. Die een buurman se water loop droog, hy moet by die ander buurman leen om deur die winter te kom. Die ander buurman het 20 gate geboor, niks. Nou boor ek hierso, en ons het dit 'n saak van gebed gemaak. Die Here het gesê dis reg, en as 'n gesin, en ons boor. Boor, kom by 100 meter niks, 120 meter niks, so gaan ons aan. Op 188 meter, toe's daar water. Maar dis nou nie, dit lyk nie baie nie. Die oom vra my, hoe diep moet ons boor? Ek sê, hoe diep kan oom boor? Hy sê, nee, 250 meter. Ok, ek sê, is reg. Maar nou het ons water, dankbaar, maar ja, kom ons boor nog. Gaan tot 250 meter, niks het verander nie, ons het nog steeds daai water. Nou weet ek nie hoe baie dit is nie. Nou ek boer nie daar bo of iets nie, so dit maak nie saak nie. Ons het daarom water. Ek kan daarom 'n Jojo tank volmaak. So nou laat toets ek dit. 1000 liter 'n uur. Dis in die plaas is dit eintlik nou nie great nie. So gat kan in die winter ook dalk droog loop. Ek okay, great, dis dit. Nou wag ek 'n rukkie, want ek moet nou 'n boorgatpomp insit wat omdat hy so swak is, moet die pomp omtrent 220 meter, 230 meter diep sak om daai water uit te pomp. Daai pomp kos verskriklik baie duur. En is 'n solarpomp, want ek het nie krag daar nie. Nou, ek is iemand wat die Here geleer het die laaste ruk, nie altyd in my lewe nie, die laaste 3-4 jaar, om te oorhandig aan die Here, om vir die Here te vra om my te help met groot besluite en alles wat ek doen. Ek kry dit nie altyd reg nie, maar ek probeer. En hier moet ek nou die boorgatpomp insit, en daar's baie diefstal in die plase rondom wat hulle boorgate uitsteel, en hierheen sit heel bo in die hoek. So nou is ek bekommerd oor dit ook. En ek sê vir die Here,
mag ek 'n boorgatpompie insit. Want dit is baie geld. Miskien weet hy van iets wat voorval en ek moet eerder nie daai geld spandeer het. En nou is ek daar by die boorgat en ek bid en ek kry nie iets van hom af of ek hoor niks en ek tel die klippies op wat langs die boorgat lê en ek het dit in my hand en ek draai om en ek loop weg van die boorgat af, is so staalpyp met 'n dop op. En ek loop weg van hom af omtrent van hier af na daai hier toe. En ek staan so en ek vat die klippies en ek sê, Here, as dit U wil is, kan ek 'n boorgatpomp insit. En as dit U wil is, dan sal ek hierdie klippie gooi en ek gaan daai pyp raak gooi. Dan weet ek, U sê ek kan dit doen. Vat daai klippie en ek gooi hom. En ek hoor niks. En ek vat die klippie weer en ek gooi, niks gebeur nie. Nou wonder ek, hoekom moes ek hierdie boorgat sink? Hoekom? Ons het baie planne hierbo, ons wil kampe hou, ons het al sulke tipe dinge. Hoekom het U gesê ons moet nee, of hoekom het U bevestig met vorige gebed ons moet hierdie gat boor? Wat gaan aan? En ek worstel eintlik 'n bietjie en ek is onseker. En ek vat daai klippies en ek staan so en ek draai weer en ek vat die klippie en ek sê, Here, moet ek dan 'n ander gat boor? Is eintlik so klein bietjie frustreerd. En ek vat daai klippie en ek gooi hom en ek hoor ping. En ek kyk om en ek kan nie glo wat gebeur het nie. Hoekom moet ek 'n ander gat boor? Nou worstel ek met hierdie ding. Tyd gaan aan, nou weet ek nie, ek is daar in die veld eendag ook en ek bid, waar moet ek nou die gat boor, Here, en waar, en ek kry nie antwoord nie, niks. Nou weet ek nie wat gaan aan nie, ek weet nie wat om te doen nie. Ek los dit en ons het 'n kamp, ons het 'n marula boom by die hek en die marula boom is die vroulike marula boom. Ek soek nog altyd die manlike marula boom, ek weet nie hoekom dit my gefascineer het nie, maar ek soek die hele plaas vol hierdie manlike marula boom, kry hom. En ek sit daar met die een van ons kampe wat ons hou, ek dink dit was ons eerste kamp, en ek sit daar by die eetsaal en ek kyk so, oom Dion is daar en ek vra vir hom, dis die oom van Nelstroom, ek vra vir hom, oom, hy weet baie van plante en bos en al daai dinge, en ek vra vir hom, oom, waar is hierdie mannetjie marula boom? Hy kyk my so snaaks, hy sê net hierso, en ek kyk so en daar's die boom. Heeltyd, ek het hom nie hier gesoek waar ons bly naby nie. Ek het hom altyd gaan soek in die bos en ek het nooit eintlik gekyk fisies vir hierdie boom dat hy ooreenstem nie. Hy lyk bietjie anders, maar hy stem ooreen. Gaan aan en ons het die Health Camp daar in November laas jaar en soos ek sit op daai muurtjie by die marula boom. En dan kyk so vir die marula boom en ek skiet hier eintlik so uit. Dink uit uitgeval. Ek kom maar 'n ding vat. Nee. Sien rooi. Daar's hy. En ek voel heeltyd hierdie ding voel nie lekker nie man, anyway. En die marula boom sit ek langs op die muurtjie. En ek kyk so af en ek sien, hier's die boorgat. En iets praat met my en sê, die ander marula boom. En ek gaan, dis waar ek die gat moet boor. En ek gaan en ek bid vir die Here, moet ek die gat hier boor. Dis nou die volgende week. En ek sê vir die Here, as ek hierdie boorgat man bou wat boor, en hy is beskikbaar, hulle is nie beskikbaar nie, ek het net so 'n paar weke terug, hulle gevra om gate hier te boor in Centurion. Toe sê hy, nee, hy is uitgeboek op hierdie padwerk, hulle boor langs die padgate, sodat die padwerk ouens water het. En hulle is baie besig. Hy kon my toe nie help hier in Cornwall Hill nie. En ek sê toe, Here, as hierdie ou beskikbaar is, dan sê hy ja, kan die gat boor. Ek kom my foon op, ek bel hom. Hy sê, yes, ek kan vir jou môre die gat kom boor. Ek klim nou net van die lyn af. Ek het 'n kansellasie gehad.
kansellasie, ek is hier in die area, ons kom boer sommer by jou, môre. Ek sê, nee, great, hier is nou 'n ding wat kom. En so gaan dit aan, die oom boor, en soos wat hy boor, kry hy teespoed. Die boor se punte breek, sy kompressor breek. Shame, dit gaan regtig nie goed nie. Die oom ry weer in, dan kom hy weer terug. Dit vat 'n rukkie, 2-3 dae. Daar sy volgende job sommer nou ook 'n bietjie opgehoop. En op 90 meter bel hy my. Hy sê vir my, ons het water. Ek sê, okay oom, is reg, hoeveel dink oom? Hy sê nee, hy dink so 1500 liter daar rond, dit lyk okay, vir die area goed. Hoe diep wil hy boor, boetie? Ek sê vir hom, oom, hoe diep kan oom boor? Hy sê net 200 meter. Ek sê boor. En hy boor, want ek voel nou, iets sê net vir my boor nog. En ons boor. Hy stuur vir my 'n video later, want ek werk hier in Pretoria, en hy stuur vir my 'n video, en ek sien net die boorgat, en ek sien die water wat so uitblaas. En ek bel die oom. Ek sê, oom, en nou? Hy sê, nee, ons het water geslaan. En ek sê, okay, en hoeveel dink oom? Ek hoor, hy sê 5000 liter. Ek dink by myself, 5000 liter vir my is nice. Tank maak vol binne 'n uur, all done. Hy sê, nee, boetie, jy verstaan nie mooi nie. Ek sê, wat bedoel oom? Hy sê 50000 liter 'n uur. Dis spulpunt water. Ek het op daai oomblik, kon ek nie glo nie. Ek kon dit nie glo nie. Hoe die Here 'n mens gevat het, en hoe 'n mens gegaan het in geloof, en wat die uitkoms daarvan was, dit is ongelooflik. Op 168 meter. En hierdie worsteling, wat ek ook gehad het, is toe net daarmee weg, en dit het groter, sterker geloof gegee. En nou die vraag wat terugkom is, hoe kan Isak, jy weet, Jakob het sy pa bedrieg, en hoe kan ons, jy weet, hoe kan Jakob die seën kry daarna? Want ons dien 'n God wat altyd daar is, wat bereid is om ons te vergewe, altyd. Ongeag. Maar dit wat ons gedoen het, maak skade. En dit is waarvoor ons moet pas op. En dit is wat God so glad nie van sonde hou nie. God kan sonde nie verdra nie. En die grootste rede daarvoor is die impak wat dit op 'n medemens het. As ons gaan kyk in hierdie verhaal, nie net het dit Isak se hart gebreek nie. Nie net het dit vir Jakob hierdie angs en hierdie onmoontlike gevoel gegee al hierdie tyd lank, hierdie worsteling ook. Maar dit het iemand geaffekteer hier wat dit glad nie nodig gehad het nie. Wat dit glad nie verdien het nie. Rachel. Sy moes elke dag luister na haar oudste sussie, wat vir haar sê, jy kan nie kinders kry nie, en hier kry sy nog kinders. Sy moet die man wat vir haar bedoel was, deel. Sy moet sien maar hoe al hierdie goed maar net van bad to worse gaan. En sy moes dit deurleef. En sy het niks te doen gehad om dit te verdien nie. En so gaan al die dinge aan. En daai bedrieg wat gebeur het, wat Jakob gevoel het, kom terug. Wat moes Jakob daar gedoen het? Moes Jakob gebly getroud gewees het met Lea? Moes hy nie met Rachel getrou het dan nie? Hy kon op daai oomblik nie aangegaan het met Lea nie. Dit sou die regte keuse gewees het. Want dit is nie sy skuld dat hy met haar getrou het nie.
Maar hy het daar nie 'n keuse gemaak nie, hy het aangehou. Hy het aangehou en het baie kinders van verskillende vrouens afgekom later. En as ons na Jakob se lewe verder kyk, het hy sy seun verloor, of hy het gedink sy seun is dood, wat Josef se broers hom in die put gegooi het. Hy het so vasgekleef aan Benjamin, want hy was bang. Al hierdie goed in sy lewe het hom bang gemaak. Ons moet versigtig wees vir hierdie dinge wat ons lewens kan vat. Jakob, uiteindelik waar hy daai deurbraak gekry het met die worsteling van God, net so het ons ook elke dag 'n worsteling. En daai worsteling is iets wat ons moet hê met die Here, want dit is wat ons maak groei. En die bose hou daarvan om vir ons te laat weet of ons te laat dink dat ons nie goed genoeg is nie. Of dat ons nie waardig voel nie. Of dat ons altyd kort kom aan die dinge wat ons nie kan oorwin nie. Daar's iets in ons lewe wat pla. Maar dit is nie so nie. Wat ons moet doen, is al die klein goedjies in ons lewens. Klein dingetjie, klein dingetjie, klein dingetjie. Tackle ietsie een vir een. Daai klomp klein goedjies vorm die groot ding waarmee jy gesukkel het. Wanneer ons ontslae raak van daai klein dinge in ons lewens, dan oorwin ons die groot goed in ons lewens. Ek wil vir ons afsluit met Lukas 18. Sal God, dis Lukas 18 vers 7 en 8, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Ons het 'n baie belangrike verantwoordelikheid wat die Here vir ons gee. Elkeen van ons het 'n groot verantwoordelikheid. En ons moet elke oggend vir die Here vra, Here, wat is my verantwoordelikheid vandag in U? Ons moet attent wees met die mense saam met wie ons rond beweeg, mense saam met wie ons praat, die mense met wie ons lewens deel, al is dit die ou op die straat en die pad, waar ook al ons gaan. Dit is so belangrik dat ons lig skyn. As ons net is soos enigiemand anders, wat maak dit dan saak? Ons is daar en ons kan 'n verskil in iemand se lewens bring. Die Here doen dit en hy werk dit. Hy is almagtig en hy's groot. En hy's vol liefde wat die heeltyd vergewe. En hy's vol liefde wat jy die heeltyd wil hê. Wanneer ons onder die Almagtige se skaduwee is ons beskerm. Ons kies, daar's 2 keuses. Die keuse wat Jakob gemaak het, is hy het gekies om na sonde toe te loop, toe sy ma vir hom gesê het, hy moet dit doen. Die ander is wanneer jy in sonde inval. Niemand van ons wil val nie, of vasprys val daar buite nie, kry seer of miskien breek jy iets. Ons is juist versigtig soms dat ons nie val nie. Wanneer ons in sonde inval, die Here is lief, die Here vergewe. Wanneer ons na sonde toe loop, dan raak dit 'n ander ding. En dis wanneer ons buite die Almagtige se skaduwee gaan. En dis waar ons in die moeilikheid kom, waar mense ons ook kan bedrieg, waar ons in 'n gevaarlike plek is, waar ons nie wil wees nie. Amen.